Nou vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die woord van die Here. Altyd 'n voorreg om God se woord te kan open, daaruit te kan lees, onderrigting te kan ontvang. En dit is so vriende dat ons nodig het om in hierdie baie moeilike tye meer te leer van die Here se wonderlike woord en dat ons ook daardeur opgebou kan word in die allerheiligste geloof. Nou, ons het gister so 'n bietjie gekyk hier in Spreuke 8 en 9 na die vrou wysheid teenoor die vrou dwaasheid. Ek het vir u gesê vriende dat wysheid word uitgebeeld as hierdie keuse vrou wat op die hoek van die straat in die helder daglik staan en sy roep na die eenvoudiges, na die dwaase, na die edeles, na die konings en sy sê kom leer van my sodat julle ook wysheid kan bekom, sodat julle kan weet watter besluite julle moet maak, hoe julle moet optree, wanneer dinge na julle kant toe kom, hoe julle dit moet hanteer. Aan die ander kant het ek vir u gesê dat die vrou dwaasheid is die onrustige ene, wat by hierdie donker plekke staan, by hierdie afgeleë plekke, en sy soek die eenvoudiges om hulle te vang in hulle sonde, sodat sy ook hulle sintuie kan gebruik om hulle te verlok, weg van die weg van waarheid, om hulle ook te vernietig. En ek het vir u gesê dat dwaasheid is 'n leenaar, sy's 'n leenares, want die Bybel sê vir ons baie duidelik, sy vertel nie vir die slagoffers van die skimme wat alreeds daar is, van mense wat sy lewens alreeds vernietig en verwoes is nie. En u kan bietjie gaan luister daarna as u wil, as u die boodskap hier nie gehoor het nie. Maar vriende, ons moet vanmôre verder gaan deur te praat oor die gedagte van wysheid, wat vir ons ook deurgegee word hier as 'n keusevrou. Nou, ons sien ook vriende hier vanaf vers 22 van hoofstuk 8, dat die Here deur wysheid die wêreld geskaap het. Nou vriende, weer 'n keer, wysheid is nie losstaande van God nie. Wysheid is nie eintlik 'n vrou nie. Dit word vir ons deurgegee om dit meer verstaanbaar te maak. Wanneer 'n ou bietjie na die poëtiese taal gaan kyk, dan sien ons eintlik hoe Salomo op 'n meesterlike wyse vir ons hierdie gedagte in ons verstand sit, hierdie prentjie daarstel van die vrou wysheid teenoor die vrou dwaasheid. En wanneer ons aan die toekoms daaroor gaan dink, gaan ons onmiddellik dink aan hierdie twee identiteite. Hierdie vrou wysheid wat die keuse een is, en die vrou dwaasheid wat die slegte, ontuchtige vrou is, die bose vrou wat net wil vernietig en wil verlok. En so moet ons ook vanmôre kyk na wysheid as bron waardeur God geskaap het. Onthou, God is die God van wysheid, hy is die alleen wyse God, aan wie toe kom die eer en die heerlikheid van nou af tot in alle ewigheid, soos die apostel Paulus vir ons leer. En nou leer Spreuke vir ons, Salomo daar in Spreuke 8 vanaf vers 22, dat wysheid was van ewigheid af gewees, en ek lees vir u, van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af. Toe daar nog geen wêreldvloede was nie, is ek gebore, toe fonteine swaar van water nog nie daar was nie, voordat die berge ingesink het, voor die heuwels is ek gebore. Toe hy, dit is God, die aarde en die velde en al die stoffies van die wêreld nog nie gemaak het nie, toe hy die hemele berei het, was ek daar, toe hy 'n kring afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed, toe hy die wolke daarbo bevestig het, toe die bronne van die wêreldvloed sterk geword het, toe hy vir die see sy grens gestel het, dat die water sy bevel nie sou oortree nie, toe hy die fondamente van die aarde vasgelê het. Toe was ek 'n kunstenaar naas hom, en ek was dag vir dag vol verlustiging, en het gespeel voor sy aangesig altyd. En het gespeel op sy wêreld rond, en my verlustigings was met die mense kinders. Dit is so mooi hoe die Here ook vir ons uitbeeld, dat van ewigheid af, hy wysheid geformeer het, en dat hy die bron van wysheid is, en deur wysheid geskaap het. Nou vriende, as ons net kyk na wat Salomo hier vir ons wil kom leer in Spreuke 8, dan verwys hy terug na Genesis, die eerste hoofstuk. En waarom sê ek so? Nou vriende, as ons in Deuteronomium die 17de hoofstuk gaan lees, dan gee die Here sekere opdragte aan die koning. En vers 18 van Deuteronomium 17 sê, en as hy op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe, uit die wat voor die Levitiese priesters lê. En dit moet by hom wees, en hy moet al die dae van sy lewe daarin lees, dat hy kan leer om die Here sy God te vrees, deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou om dit te doen, sodat sy hart hom nie verhef oor sy broers nie, en hy van die gebod nie regs of links afwyk nie, dat hy die dae kan verleng in sy koninkryk, hy en sy seuns onder Israel. Hierdie wet waarvan die Bybel praat is die eerste 5 boeke basies van Moses. Ons dink aan Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium.
Die koning moes hierdie waarhede geleer het. Die koning moes hierdie waarhede verstaan het. Hy moes geonderrig geword het daarin, sodat hy die Here dan ook welbehaaglik kan wees. En wat vind ons in Genesis die eerste hoofstuk? Ons vind in Genesis die eerste hoofstuk hoe God deur wysheid die hemel en die aarde geskaap het. En ek wil wegval deur vir u te sê, vriende, jy glo of God het alles geskape, of jy glo aan die leuen van die evolusieproses, of dan die oerknalteorie, of die Big Bang soos dit bekend staan. Luister, jy kan nie God en die wêreld dien nie. Jy kan nie aan God vashou aan die een kant en aan die ander kant sê dat God nie die skepper is nie, dat hy nie die wêreld geskaap het nie en dat hy jou ook nie geskaap het nie. Dis amper iets, vriende, wat totaal vreemd is van Christendom. Deur te sê dat ek glo daar is 'n God en ek glo dat hy in sy seun vir ons redding gebring het, maar ek glo nie hy het my geskape of die wêreld geskape reg rondom my nie. U sien, dit is noodsaaklik om by Genesis 1 te begin, ten einde ware wysheid te bekom. Dis dwaasheid om te glo dat hierdie skepping deur kans ontstaan het, of deur die proses van evolusie, of deur 'n oerknal, soos mense vandag dit noem. Dis noodsaaklik om te sien dat God met wysheid geskaap het, dat alles georden geskaap is, en as ons die wysheid van God in sy skepping sien, dan kan ons ook die wysheid van God sien in die onderhouding van God se gebooie, en hoe ons lewe georden kan wees, en ons die Here kan verheerlik. Nou vriende, ons gaan so 'n bietjie vir 'n dag of twee stil staan, net by die orde van God se skepping, om vir u te wys dat God geskaap het met 'n bepaalde orde, met 'n bepaalde doel, en ons as mens, as die kroon van sy skepping aangestel het, om hom ook daarin te kan verheerlik. Nou ons lees daar in Genesis die eerste hoofstuk, en ek lees gou vir u wat staan daar. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. So God maak hierdie stelling, hy was van ewigheid af, in die begin was God, baie duidelik, God probeer homself nie verduidelik nie, God probeer nie vir ons verklaar hoe hy van ewigheid af was nie, want u en ek sal dit in elk geval nie verstaan het nie, ons het beperk in ons verstand, in ons denke, in ons menswees, ons het 'n geboortedatum, God het dit nie, want hy is die gewer van alle lewe, uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Daarom net die verklaring, in die begin het God. Waar kom God vandaan? Hy is ewig in sy wese, hy bestaan in homself en hy gee lewe aan alles wat ons vandag om ons sien. In die begin het God wat gedoen? Hy het die hemel en hy die aarde geskape. Die Bybel sê vir ons, die aarde was woes en leeg en duisternis het op die wêreldvloed geheers en die gees van God het gesweef op die waters. En nou sê die Bybel, en God het gesê. Luister vriende, daar's baie mense wat baie dinge vandag sê. Daar's baie teoloë wat sekere dinge kwytraak rondom die skepping, rondom God, rondom die maagdelike geboorte. Daar's baie wêreldleiers wat dinge kwytraak teen God, teen sy ewige koninkryk en heerskappy. Daar is baie wêreldleiers wat baie te sê het, maar ek wil vir u sê, druk u oor toe vir wat mense sê en luister na wat God sê. As jy na die wêreldleiers luister, kyk altyd na wat die skrif sê oor hulle opinie of oor hulle mening. Want as God praat, is dit die finale woord. Hy is die alleenwyse God wat die volste reg en autoriteit het om te kan sê. En as God iets sê, dan gebeur daar iets. Onthou een, ek het nie krag in ons woorde nie. Ek wil net ietsie daaroor sê, ek is so moeg vir die dwaling van die Pinksterkerke, van hierdie klomp charismatiese mense, van hierdie 5 teachers wat vir ons sê, ons kan lewe spreek oor ons beursie, oor ons siekte, oor ons omstandighede. Vriende, hulle kan nie eens lewe oor hulle eie siekte of hulle eie omstandighede spreek nie. Hoeveel van hulle gebruik medikasie? Hoeveel van hulle teer op arme mense om hulle self te verryk? Luister, daar is een wat krag in sy woord het, dis die God van hemel en aarde, en God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. Bring vir my enige profeet, bring vir my enige apostel, bring vir my enige wêreldleier, geestelike leier, wat sê jy kan krag spreek of lewe spreek oor sekere dinge, en vriende, bring hom vir my, dat ons gaan na die naaste hospitaal, dat ons lewe spreek oor sekere dinge. Bring vir my omstandighede waaroor jy lewe kan spreek, en u sal sien die leuen van ons tyd. Daarom ware wysheid bring ons by een bron van lewe uit, en dis die God wat die mag het om te sê, laat daar lig wees, en daar was lig. Hy het nie gewonder daaroor nie, daar was nie duisternis nadat hy gesê het dat daar lig wees nie, in 'n oomblik was daar lig, want God is lig, en die Bybel sê vir ons, dat as hy spreek, gebeur daar dinge. En ek moet tog nie hierdie lyn basies oorgaan,
wat in die sand getrek is tussen God en mens nie. Jy en ek is nie God nie. Ons het nie die vermoë wat God het nie. Daarom buig die skepsel voor die Skepper. En ons luister nie na al die valse leraars wat vir ons sê ons is klein gode en ons is soos God en ons is gelyk aan God nie. Jy en ek sal nooit gelyk wees aan hierdie alleenwyse ewige God wat geskaap het deur die krag van sy woord nie. Ons gaan môre verder aangaan en sien hoe God geskaap het, hoe hy ordelik geskaap het, deur wysheid geskaap het en hoe hierdie wysheid spreek tot jou en my om ons te bring na die kruis, om ons te bring na redding, om ons te bring na 'n lewe wat sinvol is, sodat ons hom in alles kan verheerlik. Vriende, ware wysheid begin by verootmoediging voor die Here. Dit begin by 'n vrees vir die Here. Dit begin by 'n erkenning van hoe swak en nietig ek is, hoe sterflik ek is en hoe groot hierdie God is waarvan die Bybel praat. Mag die Here ons wysheid gee, vriende, dat ons sal verstaan dat wysheid is uit God. En deur die wysheid van sy woord kan ons wys word in hierdie krom en verdraaide geslag. Kom ons kyk môre verder na wat Salomo hier in Spreuke 8 vir ons leer, want hy verwys hier vers 22 en verder na Genesis 1, na die skepping en hoe ordelik God die skepping daar gestel het deur wysheid wat van hom afkomstig is. Seën vir u, groete en mooi dag verder.